Goeiemôre, baie welkom en so op die einde van hierdie week gesels ons weer saam en reis ons verder. Mag dit vir jou 'n lekker naweek wees, mag jy ook bemoedig word. Die vraag is, hoe kan ons lewe, hoe kan my en jou lewe, nie net my en jou lewe nie, maar my en jou beroep, ons werk, dit wat ons doen van dag tot dag, 'n daad van aanbidding word? Hoe kan dit wat ons doen in die Here se koninkryk of voor die Here 'n daad van aanbidding word? Ons werk, of dit nou 'n formele beroep is, tuis is of in diens van ander is meer as net ons daaglikse plig of 'n manier om te oorleef en om die pot aan die kook te hou. Maar dit is 'n geleentheid om God te eer. Elke taak wat ons aanpak, klein of groot, hoe ook al kan 'n daad van aanbidding wees. Wanneer ons dit met opregte harte en met die Here in gedagte doen, dan word dit hierdie daad van aanbidding. Paulus skryf hier aan die gemeente in Kolosse en ons lees Kolossense 3 en ons lees vers 23. Hy skryf, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Is om weer eens nie die applaus van mense of skares op te soek nie, maar dit wat ek doen, of selfs my werkgewer of die mense wat vir my verhoging moet gee of wat met tevrede moet wees met my werk, of die mense in my huis wat met my werk wat daarvan afhanklik is. Jesus self het die waarde van sy eie werk verstaan. Hy het as 'n skrynwerker gewerk voordat hy sy bediening begin het. En wanneer ons werk, doen ons dit met die wete dat ons dit vir God doen. En dan verander ons ingesteldheid, ons houding verander. Ons werk word nie net 'n plig nie, maar 'n roeping. Asof ek daarmee getaak is, of die Here self my met hierdie opdrag in die wêreld ingestuur het. Hoe kan my en jou daaglikse take, of dit nou by die werk of by die huis of elders is, hoe kan ons dit verander? Hoe kan ons dit so benader dat dit 'n aanbiddingsdaad is om God te eer? Om met integriteit en met passie, met opregtheid te werk. Met 'n gesindheid van liefde, met 'n gesindheid van omgee en deernis. Opregtheid, so eer ons die Here. Mag ons onsself beywer vir sy koninkryk. Mag sy koninkryk deur my en jou kom. Dankie o Here dat U vir ons 'n kans in hierdie lewe gegee het, dat U ons deel gemaak het van U groot plan, maar dat ons deel is van die skepping, dat U ons in 'n netwerk geplaas het van verhoudings en 'n geloofsfamilie om juis daar U koninkryk te laat kom. Mag dit so wees. Ons bid en ons loof U daarvoor. Amen. Geseënde naweek, ons gesels weer, mooi bly.